Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie Shabbat. My naam is Rian Abri. Wat 'n voorreg om met jou te kan gesels. So dankie dat jy ingeskakel is. Ek groet jou vanmôre. Shabbat Shalom. Halleluja. Dis die dag wat die lewende God vir ons kom gee het. En is so lekker om net op Shabbat in te beweeg in sy rus, in sy teenwoordigheid en om met hom 'n ontmoeting te hê. En die Shabbat maak my vrolik. Halleluja. Ek hoop jy's vrolik vandag. Hierdie moenie 'n dag wees waar jy te neergedruk is, waar jy kom met jou probleme, jou sorge en jou laste nie. Nee, hierdie is 'n dag wat jy moet inbeweeg in Vader se teenwoordigheid, met die blydskap, met opgewondenheid in jou binneste. Daar moet vreugde wees. Halleluja. Die woord verklaar dit tog mos in die boek van Deuteronomium hoofstuk 16 dat wanneer ons kom na die lewende God, dan moet ons kom met 'n vrolike hart. Ons moet vrolik wees. Ons moet kom met 'n dankbare hart. En ja, ek weet, hierdie lewe druk op ons, en ek weet ons het bekommernis, en ons het laste, en ons het storms waardeur ons gaan. Maar op hierdie dag, die Shabbat, moet jy inbeweeg met 'n blydskap en met 'n vreugde, want Yahweh is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Halleluja, hy bly dieselfde, gister, vandag tot in alle ewigheid. En daarom kan ons vandag vrolik wees. Kan ek gou vir jou sê, hoekom is ek vrolik vandag? Kan ek gou vir jou sê, want ek is vrolik, want hierdie is 'n tydperk van ontmoeting. Halleluja, dis 'n ontmoeting. En ek ontmoet met my Skepper, Yahweh, ons Elohim. En ek hoop jy is gereed ook vir hierdie ontmoeting. En dat jy vandag op die Shabbat met Vader sal ontmoet op 'n bonatuurlike wyse. En dat jy vandag sal weet dat die Skepper van hemel en aarde is vandag met jou. So hierdie is 'n tyd van ontmoeting. Is 'n tyd van ontmoeting. So ek wil jou gou vat na die woord toe en ek wil gou vir jou wys wie is Vader Yahweh. Ek wil gou vir jou wys en ek wil jou gou vat na Exodus hoofstuk 19 en ons kom nou net uit ons periode van Shavuot. En op die periode van Shavuot het dit alles gegaan oor 'n ontmoeting, oor die huwelikskontrak wat aan die volk gegee word. Maar ek wil so 'n bietjie dieper gaan in hierdie gedeelte, want dit gaan oor die ontmoeting wat ek en jy het met die lewende God. En is nie net op Shavuot nie, dis eintlik op 'n daaglikse basis. Dis eintlik op die Shabbat, wanneer ons by mekaar kom, is daar ook 'n ontmoeting. So, dis vir my en jou belangrik dat ons sal weet dat die God wat ek en jy dien, is 'n God wat met jou wil wees. Hy wil met jou ontmoet. Hy wil tyd met jou spandeer. So kom ek vat jou gou na Exodus hoofstuk 19 vers 18. En die hele berg Sinai het gerook en omdat Yahweh in 'n vuur daarop neergedaal het en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond en die hele berg het vreeslik gebewe. So die volk het bymekaar gekom. Net soos wat die volk op 'n Shabbat bymekaar kom die volk bymekaar op die fees van Shavuot om met die lewende God te ontmoet. En jy kom ook vandag, hier waar jy is, kom jy ook bymekaar om die Skepper van hemel en aarde te ontmoet. En ek wil gou hierdie met jou deel, want daar is 3 dinge in hierdie gedeelte wat nogal vir my uitstaan. Daar's 3 dinge. En hierdie 3 dinge is die vuur, en hy het neergedaal, en dan praat hy van, daar het rook opgetrek soos van 'n oond. So hierdie 3 dinge wil ek gou met jou hanteer. So Yahweh ontmoet vir Moses in die vuur van die brandende bos. Nou luister nou baie mooi. Vader praat oor die vuur en hy kom af op die berg Sinai, kom hy af en Yahweh het afgekom in vuur. Hy het daarop neergedaal in vuur en hierdie is 'n baie belangrike woord. Die vuur. En ek wil hê dat jy vandag dit moet snap. En dat jy sal besef, maar daar met 'n vuur brand in jou binneste. Maar nie net dit nie. Dat die lewende God, die Skepper van hemel en aarde, Yahweh ons Elohim, wil jou ontmoet op 'n spesifieke plek. Waar wil jy ontmoet? Hy wil jou ontmoet in die vuur. Nou kyk wat gebeur hier. Hy ontmoet vir Moses in die vuur van die brandende bos. Exodus 3 vers 2. Kom ek lees dit vir jou.
Eksodus 3 vers 2, daarom verskyn die engel van Jahwe. Nou wie is die engel van Jahwe? Dis Yeshua. Yeshua verskyn aan hom in die brandende bos. Nou luister wat sê die woord. Daarom verskyn die engel van Jahwe aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Sjoe, dis daarom 'n amazing ontmoeting wat Vader met Moses gehad het. En is juis hierdie ontmoeting wat Moses gehad het, wat die volk nie gehad het nie, wat iets anderste bewerkstellig het in die hart van Moses. Maar Jahwe kom af om met die volk te ontmoet en hy kom op dieselfde wyse, hy kom af in vuur. Maar daar's iets wat die vuur gedoen het in Moses se lewe. Daardie vuur het Moses se lewe kom verander, het hom heilig gemaak, het hom in geregtigheid geplaas voor die skepper van hemel en aarde. So daai vuur het in sy lewe ingegaan en dis wat Vader graag wil hê moet met jou gebeur, want hy kom om jou om jou te ontmoet in die vuur. In die vuur. Jahwe ontmoet vir Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur. Kyk wat gebeur in Daniël 3 vers 25 en hy antwoord en hy sê, kyk ek sien weer 4 manne los binne in die vuur wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is en die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n gode seun. So wie het nou natuurlik vir Sadrag, Mesach en vir Abednego ontmoet in die vuur? Dit was Yeshua. Hy het hulle ontmoet in die vuur. Nou, hoekom was Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gegooi? Hoekom? Hoekom was hulle in die vuur gegooi? En daar's dinge wat ons partykeer mislees uit Daniël hoofstuk 3. Want as jy kyk, hoe was hulle in die vuur ingegooi? En ons almal weet dat daar was 'n beeld gewees en Nebukadneser het dit ingestel dat almal moet buig voor hierdie beeld en Sadrag, Mesach en Abednego het gesê as nie 'n manier nie, ons buig voor geen afgod nie. Ons gaan dit nie toelaat nie. En daarom was hulle in die gedrang gewees om in die vuur gegooi te word. Hulle verskyn voor Nebukadneser, hulle sê hoor hierso, dit maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Of Elohim ons nou red en of hy ons nie red nie, ons sal nie buig nie. En weet jy wat gebeur? En ons mis hierdie gedeelte baie keer. Toe vat hulle en hulle word gebind. Hulle hande en hulle voete word gebind. So hulle was gebind gewees en binne in die vuuroond gegooi. Nou, ons vra baie keer die vraag, maar hoekom kom daar 'n vuur in my en jou lewe? En die rede daarvoor is, wat is die eerste ding wat afgebrand het, toe Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gegooi is? Wat is dit wat gebrand het? Hulle het nie gebrand nie, maar wat is dit wat gebrand het? Die handboeie en die voetboeie. Dit het gebrand. Dis hoekom die woord sê, en hulle het los binne in die vuur gewandel. So dit wat hulle gebind het, was losgebrand gewees, maar dit het hulle geen skade gebring nie. En ons wil baie keer ons moan en ons wil mimmereer en ons wil kla, wanneer daar dinge in ons lewe kom en daar situasies, daar's omstandighede, en die vuur word in ons lewe so bietjie warm gemaak, dan wil ons moan. Maar Vader weet wat hy doen, hy ken jou hart, hy ken jou lewe, hy weet waarmee hy besig is, want hy wil jou ontmoet in die vuur. Net soos vir Sadrag, Mesach en Abednego, wat Yeshua ontmoet het in die vuur. Want in die vuur kom jy los, in die vuur is daar oorwinning, in die vuur is daar dinge wat gebeur in jou lewe, daarom wil Jahwe jou ontmoet in die vuur. Esegiel ervaar die heerlikheid van Jahwe. Hierdie is so amazing, hy ervaar die heerlikheid van Jahwe, Esegiel 1 vers 4, en toe het ek gekyk en daar het 'n groot stormwind oor die noorde gekom, en 'n groot wolk met onophoudelike vuur. Dis wat Esegiel ervaar, hy ervaar die heerlikheid van Jahwe, daar's 'n onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit
uit die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter. So hy ervaar die heerlikheid van Jahweh en dit kom uit die vuur. En so wil die vuur van Jahweh ook in jou lewe kom manifesteer, sodat jy sy heerlikheid en sy almag kan aanvaar en aanskou en beleef. Weet jy wat is my hartsbegeerte? Is dat daar waar jy vandag is, maak nie saak waar jy is nie, of jy sit by die huis, en of jy sit in jou kantoor, of waar jy ook al beweeg op hierdie Shabbat, dat jy die heerlikheid van Jahweh nou sal ervaar rondom jou en in jou lewe. Dat jy sy vuur sal beleef, dat jy sy vuur in jou hart en in jou lewe sal ervaar. En nou kom daar 'n gedeelte in die boek van Eksodus, hoofstuk 14, wat beskryf dat Jahweh beskerm die volk teen die Egiptenare op watter wyse? Op watter wyse? Met vuur. Met vuur. So weer eens, Vader wil jou ontmoet in die vuur. Hy wil jou beskerm in die vuur. Hy wil sy heerlikheid aan jou kom openbaar in die vuur. En Eksodus hoofstuk 14 vers 24, nou ons almal ken hierdie gedeelte, die volk trek uit Egipte uit, hulle kom by die Rietsee, en daar is geen weg vorentoe nie, hulle kyk agtertoe, hulle sien, maar hier kom die Egiptenare, hulle begin moan, hulle begin murmureer, en toe kom die heerlikheid van Jahweh, daar kom 'n wolkkolom, en daar kom vuur, tussen die Egiptenare, en tussen die volk, om die volk te beskerm. En Moses bid, en Vader sê vir Moses, hou op bid en beweeg vorentoe. En hy kloof die see oop, en hulle stap droogvoets deur die see. Kyk wat gebeur hier, Eksodus hoofstuk 14 vers 24, en in die môre waak het Jahweh, in die vuur, en wolkkolom op die leers van die Egiptenaars afgekyk, en die leers van die Egiptenaar in verwarring gebring. Nou luister nou baie mooi, die vuur van Jahweh sal jou vyande in verwarring bring, maar dit sal vir jou beskerming wees. Halleluja, dit sal vir jou beskerming wees. Maak nie saak wie teen jou kom nie, dat jy net sal beweeg vandag onder die beskerming van die vuurkolom van Jahweh ons Elohim, en dat die vuur van Jahweh tussen jou en tussen jou vyande sal staan, sodat jy altyd sal triomfeer in die naam van Meester Yeshua. Hy wil jou beskerm, hy wil jou ontmoet in die vuur. Dis wat Vader wil doen. Maar kyk gou hier, Jahweh ontmoet die goddelose ook met vuur. Maar die vuur van Jahweh wat in jou lewe kom, sal jou altyd behou, dit sal altyd jou beskerm, dit sal jou beskut. Dit is 'n ontmoeting waar die dinge van die wêreld weggebrand word, maar jy sal altyd behoue bly. Maar die vuur van Jahweh teenoor die goddelose verwoes. Genesis hoofstuk 19 vers 24, en Jahweh het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van Jahweh uit die hemel. So die vuur het alles verwoes. En die vuur van Jahweh kom teen die goddelose. En as dit kom teen die goddelose, dan bly daar niks oor nie. Want wie is Jahweh? En ek dink ons mis dit baie keer, en ons praat so baie oor die liefde van Jahweh, ons praat so baie oor sy genade, en ja, dis reg, en dis great, want dis sy karakter, sy karakter is liefde, sy karakter is goedheid, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid, en ek en jy kry nie wat ons verdien, vanweë ons sonde en ons ongeregtigheid. Maar die lewende God wat ek en jy dien, moet ons ook verstaan, ons moet ook snap wat sy karakter is, en sy karakter is opgeteken in Deuteronomium 4 vers 24, want Jahweh jou Elohim is 'n verterende vuur, 'n jaloerse Elohim. En daarom moet ek en jy nie aan sy verkeerde kant kom nie, want daar kom 'n dag wanneer die oordeel van Jahweh teen die goddelose gaan kom. So maak seker jou saak is reg, maak seker jou lewe is in lyn met die lewende God, met die skepper van hemel en aarde. Kom ek verduidelik gou vir jou, en ek lees gou vir jou uit die woord uit, hoe lyk Vader en hoe verteenwoordig hy homself, want ons sien nou in die woord, hy sê dat hy is 'n verterende vuur.
In ander woorde, as Vader begin beweeg, dan smelt die berge weg voor sy aangesig en niks kan standhou wanneer Vader begin beweeg nie. Hy's 'n verterende vuur, mense. Daniël 7 vers 9 tot 10 praat so mooi daarvan en hy sê, en ek het bly kyk tot 'n troon reggesit is, en 'n oue van daar het gaan sit, en sy kleed was wit soos sneeu, en sy hare was soos, op sy hoof was so skoon wol, sy troon was 4 vlamme. In ander woorde, die troon waarop hy sit is vuur. En 'n stroom, die wiele daarvan 'n brandende vuur. So hierdie troon waarop hy sit is van vuur en hy het wiele en daardie wiele is brandende vuur wat uitbeweeg en nou sê dit 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. So met ander woorde, daar is vuur rondom die teenwoordigheid van Jahwe. So as Jahwe se troon vuur is en uit sy troon 4 vlamme en sy karakter is hy's 'n verterende vuur, dan beteken dit hy wil jou kom vul met die vuur van Jahwe vandag in jou lewe. Hy wil jou kom ontmoet. En waar wil hy jou ontmoet? In die vuur. Net soos wat hy afgekom het op die berg Sinaï en hy die volk ontmoet. Net soos wat hy vir Moses ontmoet het. Net soos wat hy vir Sadrag en Mesach ontmoet het en Abednego ontmoet het in die vuur, so wil hy jou ook ontmoet. Hy het nou natuurlik vir Esegiel geopenbaar wie hy is in die vuur. Daarom sê die woord dat ek en jy moet verstaan wie die lewende God is. Hy is eerstens 'n verterende vuur, tweedens daar is 'n troon van 4 vlamme waarop hy sit en uit sy troon uit vloei daar 4 vlamme. Luister wat sê die woord in Matteus hoofstuk 3 vers 11 en dit is met betrekking tot Yeshua. Met betrekking tot Yeshua. En Matteus 3 vers 11 sê dat Johannes die doper praat nou en hy doop mense. Hy doop hulle en hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. En hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So hy wil jou invul vandag met sy gees en met vuur. Net soos wat hy afgekom het op die berg van Sinaï en hy die volk ontmoet in vuur, so het hy ook verskillende mense ontmoet in die vuur en hy wil jou vandag ook ontmoet in die vuur. So ek hoop jy wil vandag jou gees en jou hart oopmaak. Want jy sien die vuur verteenwoordig die karakter en die heiligheid van Jahwe. So eintlik as jy gaan kyk na hierdie gedeelte, Matteus 3 vers 11, wat sê, en hy, dis Yeshua, sal julle doop met Heilige Gees en met vuur, beteken dat dit beteken dat Yeshua wil jou doop met sy karakter en met sy heiligheid, dat dit in jou kan woon. Want dis sy karakter. Die vuur verteenwoordig sy karakter, die vuur verteenwoordig sy heiligheid, die heiligheid van Jahwe. So met ander woorde, hy wil jou kom doop met sy vuur, hy wil jou ontmoet in die vuur, sodat jy vandag gevul kan word met sy karakter en met sy heiligheid. En dat dit in jou kan woon. Is dit nie amazing nie? Ek wil vandag toelaat dat sy vuur in my lewe is. Ek wil hom vandag ontmoet in die vuur. Want ek weet dat as ek hom vandag ontmoet in die vuur, is my lewe getransformeer. My lewe word verander vanweë die feit dat ek met hom ontmoet. En nou bring dit my by hierdie gedeelte wat sê dat Jahwe het neergedaal. Jahwe het neergedaal by die berg van Sinaï. Hy het neergedaal. En hy het neergedaal met vuur. Hy het ook neergedaal en met elke persoon ontmoet. Soos wat daar geskrywe is, en dit wat ek nou aan jou geopenbaar het, het hy met hulle ontmoet. Hy het neergedaal. Jahwe het ook neergedaal
Op die 120 wat in die bovertrek was, wat natuurlik gegaan het na die fees van Shavuot, hy het met hulle ontmoet met vuur. So met ander woorde, as ek daarna kyk, dan besef ek, maar Jahwe ons Elohim verlaat sy geestesrealm, hy kom af om op 'n menslike vlak, om ons te kom vul met sy karakter en met sy heiligheid. Dit nie amazing nie? Hy wil vandag ook, op hierdie Shabbat, wil hy afkom, hy wil sy geestesrealm verlaat, hy wil afkom om met jou te ontmoet op 'n bonatuurlike wyse. Net soos, en ek gee weer vir jou 'n woord, Jahwe het neergedaal na Adam en Eva. So as Jahwe neergedaal het na Adam en Eva in sy teenwoordigheid, kan hy dit vandag vir jou ook doen. Jahwe het neergedaal na Adam en Eva, Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van Jahwe, Elohim, gehoor terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg, en vir die aangesig van Jahwe, Elohim, tussen die bome van die tuin. So ek en jy het nie vandag nodig om vir hom weg te kry. Ons het vandag die toegang tot en met die allerheiligdom. Maar weet jy wat, die lewende God wil vandag op hierdie Shabbat, wil hy neerdaal na jou toe. Hy wil jou kom ontmoet. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om te weet dat die skepper van hemel en aarde, wat woon in heerlikheid en in majesteit, wil sy geestesrealm verlaat om met my te ontmoet in sy teenwoordigheid. Halleluja! Dit maak my opgewonde. Dit maak my opgewonde. Daarom is hierdie 'n dag van vrolikheid en van blydskap, wat ons die aangesig van Jahwe kan soek. Halleluja! So Jahwe het ook neergedaal na Abraham en hy het vir Abraham ontmoet. Kyk wat sê die woord, Genesis 18 vers 1, daarna het Jahwe aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. So Abraham merk op, maar hier's Jahwe, en daar's 2 engele wat saam met hom loop, en hy nooi hulle in die tent, en hulle eet saam, en Sarah het natuurlik die gesprek gehoor tussen Abraham en Jahwe. En dit was eintlik Yeshua wat met hulle ontmoet het, is die gemanifesteerde teenwoordigheid van Jahwe hier op aarde, en daarom weet ek, dat net soos wat Vader met Abraham ontmoet het, wil hy vandag met jou ook ontmoet. Weet dit? Hy het neergedaal na Abraham, hy wil vandag neerdaal na jou. So wat is jou probleem? Wat is jou tekortkom? Wat is jou situasie? Wat is dit wat jy vandag nodig het? Want ek waarborg jou, die lewende God is vandag hier om jou te ontmoet in jou plek, in jou situasie, in jou omstandigheid, want hy wil jou ontmoet in die vuur. Hy wil neerdaal na jou toe om met jou te ontmoet. Jahwe het neergedaal na Jakob. Het neergedaal na Jakob, en Jakob het met hom geworstel, Genesis 32 vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. So, met ander woorde, daar was 'n ontmoeting. Hy het neergedaal. Halleluja! Dit maak my opgewonde, mense, om te weet dat die skepper van hemel en aarde wil afkom in jou situasie, hy wil afkom in jou lewe, en hy wil persoonlik met jou ontmoet. Maak my opgewonde. Jahwe het ook neergedaal op die afwagtende disippels. Ek wonder of jy 'n afwagting het vandag. Ek wonder of jy 'n hartsbegeerte het. Ek wonder of jy vandag daai begeerte het om net met hom te ontmoet, soos wat die disippels, soos wat die apostels, soos wat al hierdie manne, wat met die lewende God gewandel het, soos wat hulle met hom ontmoet het. Ek wonder of jy daai selfde begeerte en afwagting het. Ek het vandag ook 'n afwagting om met hom te ontmoet. Kyk wat sê die woord in die boek van Handelinge, hoofstuk 2, en hy sê, en toe die dag van Pinksterfees, Shavuot aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nou waar was hulle?
Hulle was eintlik in die tempel. Hulle was eintlik in die area waar hulle gebid het voordat hulle inbeweeg het. Het was een van die kamers gewees van die tempel voordat hulle inbeweeg het na die tempel om die offers te bring en om hulle self te toon voor die priesters, soos wat hulle gewoond was om op die Pinksterdag en op die Shavuot fees, wat hulle gewoond was om te gaan na die tempel. So hulle kom by mekaar in die boefretrek en hulle beweeg uit die boefretrek uit, hulle kom by die tempel en hulle is in gebed, is hulle besig om die lewende God te verheerlik en daar kom ewe skielik uit die hemel uit 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en in die hele huis gevul waar hulle gesit het en toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel het om elkeen gaan sit het. So met ander woorde, Vader het hulle ontmoet in die vuur. En so wil Vader jou ook vandag ontmoet. Waar? In die vuur. Hy wil jou ontmoet in die vuur. So die vuur van Yahweh het op hulle geval en hulle gevul met sy karakter en sy heiligheid. En so wil die vuur van Yahweh ook vandag met jou ontmoet en jou kom vul met sy karakter en met sy heiligheid. So Yahweh wil jou net vanoggend, in hierdie dag, op hierdie Shabbat, wil hy net weer met jou kom ontmoet op 'n bonatuurlike wyse. Hy wil net met jou kom ontmoet. En ons het vandag die vuur nodig. Ek besef dit. Ek het vandag die vuur nodig. Nie net die vuur van Heilige Gees nie, maar ook soos op die berg van Sinaï, waar die rook soos die van 'n vuuroond opgegaan het. Nou wat beteken daar die vuuroond? Wat beteken daar die vuuroond? So ek het nou met jou gepraat oor die vuur en ek het nou met jou gepraat oor die ontmoeting, dat hy afgekom het, hy het neergedaal om met jou te ontmoet, waar? In die vuur. En hy kom daar en hy sê soos die rook van 'n vuuroond, en dit laat my dink en dit laat my gedagte gaan na die woord toe, na die vuuroond in Maleagi 3 vers 3. Nou vra ek myself die vraag af, maar hoekom het ons die vuur nodig? Hoekom het ek en jy die vuuroond nodig? Want daar kom baie keer in ons lewe, kom daar 'n vuuroond van beproewings. Dis hoekom die woord sê in die boek van Jakobus, hy sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer daar soveel versoekings na jou kant toe kom. Ag dit louter vreugde. So wat doen die vuur in ons lewe? Wat doen die moeilike omstandighede? Wat doen die druk in ons lewe? Wat doen die situasies in ons lewe? Ek het vir jou verduidelik dat Sadrag, Mesach en Abednego is in die vuur ingegooi. Hulle was gebind gewees, hulle was vasgebind hande en voete en die vuur het alles losgebrand. Wat is daar in jou lewe wat jou vandag bind? Wat is daar in jou lewe wat jou vandag verhoed en verhinder? Miskien is jou voete gebind. En jy voel jy kan net nie vorentoe beweeg nie. Miskien is jou hande gebind en jy voel maar jy kan net nie vryheid ervaar nie. En dis hoekom Vader die vuur in jou lewe stuur. Daar's 'n vuuroond. Maleagi 3 vers 3 sê en hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer. Met ander woorde, die vuur kom reinig my. Die vuuroond kom louter my. Hy kom suiwer my van alle onsuiverhede in my lewe. Want die lewende God is 'n verterende vuur. Hy's 'n God van heiligheid. En hy wil sy karakter in my kom plaas. En sy karakter is heilig. Kyk wat sê die woord verder, hy sê, en hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer. Hy sal die seuns van Levi reinig. Net so terloops, dit praat van my en jou. Want ek en jy is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n koninklike priesterdom. Die boek van 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9. Ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n heilige volk, 'n heilige nasie. En daarom wil Vader ons reinig, soos wat hy die seuns van Levi reinig. Nie dit praat van 'n posisie, dit praat nie van geslag nie. Dit praat van 'n posisie. Hy wil ons kom reinig
en ons louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan Jahwe in geregtigheid 'n offer sal bring. So wat bewerkstellig hierdie vuuroond in my lewe? Wat bewerkstellig dit? Dit suiwer my. Dit reinig my. Dit louter my. Dat ek skoon sal wees voor die teenwoordigheid van Jahwe ons Elohim. Dis hoekom hy my wil ontmoet in die vuur. Dis hoekom hy jou vandag wil ontmoet in die vuur. Hy wil jou ontmoet. Hy wil vandag by jou wees. Hy wil vandag die vuur in jou lewe inbring. En moenie bekommerd wees wanneer daar dinge in jou lewe is wat so bietjie moeilik raak en die vuur word aangewakker in jou lewe nie. Hoekom nie? Want dit brand al die onsuiverhede uit jou lewe uit weg. Toe Moses met Vader ontmoet het by die brandende bos, toe dit sy lewe verander. Toe Sadag, Mesach en Abednego vir Yeshua ontmoet het in die vuuroond, het dit hulle lewe verander. Toe Daniel vir Yeshua sien, vir die lewende God, vir wie hy is, het dit sy lewe verander. En so weet ek dat as jy vandag die lewende God ontmoet in die vuur, gaan dit jou lewe verander, want dit gaan jou vul met sy karakter van heiligheid, van vuur, van openbaring, van reiniging, van suiwerheid. En hy wil jou vandag daar ontmoet. So mag die vuur van Jahwe vandag in jou hart kom brand. Dis my hartsbegeerte. Mag die vuur van Jahwe jou kom suiwer, jou kom louter, sodat sy karakter van heiligheid in jou lewe kan wees, sodat daar geregtigheid in jou lewe kan wees. Want dis tog wat die woord kom sê. Hy sê, sodat hulle aan Jahwe in geregtigheid 'n offer sal bring. So mag jou lewe 'n welgevalle offer wees, om aan die lewende God eer en lof en aanbidding te bring. Dat jou lewe 'n aanneemlike, 'n welgevalle en 'n heilige offer sal wees, sodat die skepper van hemel en aarde uit jou lewe 'n behaag sal hê, dat jou lewe 'n lieflike geur sal gee tot die lewende God, en dat wanneer hy na jou kyk, dat hy sal sien, maar jy funksioneer in geregtigheid. Hoekom? Want jy's gesuiwer, jy's gelouter, hy het met jou ontmoet in die vuur, en in die vuur het sy karakter deel geword van jou lewe. Halleluja. So mag hierdie woord vandag jou lewe kom verander, en ek bid dat net daar waar jy is, dat jy vandag sy teenwoordigheid sal ervaar. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Ek wil jou opdra vandag voor die lewende God. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie kosbare geleentheid om vandag net in u teenwoordigheid te wees op hierdie Shabbat. Vader, ek wil u loof en ek wil u prys. Vader, met blydskap kom ons na die troon van genade vandag met blydskap. Vader, stap ons in u teenwoordigheid, want u is die God wat bemoeienis maak met ons as mens. Vader, u het vandag 'n begeerte om met ons te ontmoet, en daarom bid ek, Vader, vir elke persoon wat vandag ingeskakel is, dat hulle sal ervaar dat u teenwoordigheid nou daardie plek waar hulle is, sal kom vul. Ek roep na u vir die heerlikheid van Jahwe om te manifesteer. Ek bid, Vader, dat die heerlikheid van Jahwe nou in hulle lewe, in hulle huishouding, in elke aspek van hulle lewe sal inbeweeg, en dat die vuur van Jahwe duidelik in hulle lewe sigbaar sal wees. Ek roep na u, Vader, vir 'n ontmoeting. Vader, dat u met hulle sal ontmoet soos met Moses, dat u met hulle sal ontmoet soos met Sadrag, Mesach en Abednego, dat u met hulle sal ontmoet, Vader, soos met Esegiel, soos met Daniel, Vader, dat ons sal besef dat u is die God wat hemel en aarde geskaap het, u is die heilige, die soewereine, die almagtige God, en soos wat u woord verklaar, dat u is 'n verterende vuur en 'n jaloerse God. Vader, ons wil u ken in u grootheid, in u krag, in die vuur, in u heerlikheid, in u heiligheid en in u karakter. En daarom bid ek, Vader, kom vul ons vanmôre in die naam van Meester Yeshua met u vuur, met u karakter en met u heiligheid. Vader, ek bid dat u die vuuroond in ons lewe sal kom aanwakker.
Vader, dat ons nie sal bang wees wanneer die vuur kom nie. Vader, maar dat ons sal bly wees, want ons weet dat nou word daar dinge uit ons lewe verwyder vanweë die vuur, wat ons kom reinig, wat ons kom suiwer, wat ons kom louter, sodat ons in geregtigheid voor die Skepper van hemel en aarde altyd 'n welgevalle offer sal wees. En dis ons gebed, Vader. Ek bid dat U elke persoon sal kom seën. Vader, ek bid dat die vuur van Jahwe nou alles sal kom verwyder wat nie van U af is nie. Kom breek die werke van die vyand. Kom kanselleer elke siekte, elke gees van krankheid, elke gees van armoede, Vader, elke gees van verkrachting en elke gees van verhoeding wat ons terugtrek en wat ons vasbind vandag, dat U al daardie bose magte vandag in ons lewe sal kom breek deur die vuur van Jahwe in ons lewe. Halleluja. Ek dank U, Vader, dat U dit nou kom doen in ons lewe, dat elkeen van ons vandag 'n ontmoeting sal hê met die Skepper van hemel en aarde in die vuur. Halleluja. Vader, dis ons gebed en ons uitroepe in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam, prys hom net daar waar jy is. Man, gee vir hom 'n lofoffer vandag en prys hom vir wie hy is. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Ek eer die lewende God vir sy woord en ek glo en vertrou dat jy vandag 'n bonatuurlike ontmoeting met die lewende God sal hê in vuur. En bewaar dit en koester dit, sodat hierdie vuur jou sal kom louter en suiwer. Nou ja, van my kant af, Rian Aubrey, altyd 'n voorreg, lekker om met jou te gesels. Geniet jou Shabbat verder, tot volgende keer. Shalom.